so net 'n bietjie meer geduld. Olivier speel vir Pokpas wat weer eens die bal in die middel van die veld af. Ja, geleentheid vir Reinhard Herbst. Die heel agter, wys hy kan trap. Op die halflyn word hy plat getrek. Schaffner van Aert wat die bal agteruit speel. Is goeie hande nou. Die bal in die hande van Samuels. Skeieregter sê is agter toe Samuels wat die goestep insit. En dan val dit weer van Samuels van die voet af binne toe aangee van Schaffner. Schaffner kan afrond. Uitstekende werk. Wat sê die skeieregter? En die man al die pad uit Pretoria uit. En dit kom alles baie goeie werk. Bal wat die praatwerk doen. Leskin, Samuels wat die goestep insit. Sit 'n steekskoppie deur en dan hop die bal weer vir hom. Leskin, Samuels kry die aangee weg. En dan was dit Gustav Schaffner wat uitstekend afrond vir Menlo Park. Hy is die skop altyd belangrik. Hy trek dit regs verby. Telling dan 5 punte vir Menlo Park. Outeniqua die staan nog op 0. 'n Sterk loopie. Susander Roots. Nou sit Schaffner. Matthias Prinsloo. Is hy bal vasgehou daar. Hier Schaffner. Hy het die bal. Schaffner wat 'n klein gapentjie sien. Skeieregter op die spot. Nou kom die bal uit Kian. En is Stoomka, die groot binne senter wat oorduik daarso. Net te veel druk op die huidige oomblik toegepas. So dit maak 'n verskil daarso. Hier soos ons weer sien. Ja, Stoomka wat daarso op Jay Olivier hardloop. Jay Olivier amper die helfte van. En daar wat ek wel sien is elke keer as hulle 'n mol setup het, die nommer 1 en die nommer 3 is aan die buitekant. Hulle dra die bal. Olivier kry vir Prins wat een man klop en dan dryf hy ook met sy bene oor die 10 meter stippellyn. Olivier Pokpas agteruit vir Van der Merwe wat net die bal kan maar beester en nou is dit omgekoop. Is Leskin Samuels. Gaan hy die spoed het? Leskin Samuels. Opportunistiese spel, pikkie bal van die grond af op 'n fout deur sy oppositienommer. Ja, en as 'n afrigter jy wil altyd vir die manne sê fix dit, jy weet. As 'n oue fout gemaak het, hier kom die bal uit, 'n beweging van 'n Merwe wat die bal verloor en dan is dit opgepik deur Leskin Samuels wat wys hy het spoed en hy het vaart en hy weet. Ons weet hulle kan beter as dit wees op die oomblik Menlo Park. En as ek regtig maar eerlik moet dink, dan dink ek Menlo Park het nog 2-3 daar buite gelos wat hulle moes bygelas het. So Outeniqua op die oomblik sal voel 17 punte. Ons is nog steeds in die game. Hulle 4 wat goed doen, kan hulle die bal behou hier so Outeniqua. Hulle word onder geweldige druk gesit. En die skeieregter wat strafskop plaas op Menlo Park. Vinnige tik gespeeld deur Schaffner. Lang aangee in die middel van die veld. Skeieregter wat nog steeds op sy plek staan. Hulle contest nie. Weer eens 'n goeie lyn staan vir Menlo Park en hierdie keer is die rolmalbeweging ordentlik van stapel gestuur. Hulle skoor die lyn. Daar's hy. En dit is 'n 3. Die man wat daar oor die lyn gaan. Ja, twee keer het hulle buite gegaan, hierdie keer reg deur die middel. Daar's hy. Ja, die nommer 6 wat daar afrond. Nathan Du Plessis. Die skop wat nou weer eens na die regterkant toe gaan. Hy kan hom net nie terugbring nie. 22-7 is ek baie beter as 22-0. Ja, tyd is verstreke hierso by tyd is verstreke in die eerste helfte van hierdie kragmeting. Nou is dit Olivier. Lyk net asof die man also Ryan van Eden daai bal verwag het. Dis aanslaan. Dit gaan die einde wees van die eerste helfte van hierdie kragmeting tussen Outeniqua en Menlo Park. Dis Menlo Park wat voorloop, 22 punte teenoor 0. Jou indrukke van die eerste helfte, Wayne? Ja, die Menlo Park het die pressure op Outeniqua, hulle het hulle vasgehou en elke keer as hulle 'n kans gekry het dat hulle loop 3 druk terwyl Outeniqua se manne
Die kantlyn was hulle groot. Schaffner, hy probeer tik en vinnig speel, dan kom hy deur so 'n halwe gaping. Manne is die 10 meter terug geweesie. Alles beskikbaar. Hierdie keer is dit Matthias Prinsloo, nou kom die bal uit, lang aangee, goeie hande. En die spasie is Lescott Samuels. Uit vir Herbst aan sy buitekant, kan Herbst afrond. Uitstekende werk deur die agter. As Reinhard Herbst. Vroeër van hom gepraat en hierdie keer wys hy het nie net 'n skopskoen nie, hy het nie net vaart nie. Hy het 'n paar goeie dinge gedoen. Hier sien ons dit. Goeie lyn staan. Bal wyd. Lekker reguit lyn. Trek die man. Nou met jy hardop. En hy het hom net so 'n klein handoffie net om te sê, maat, nie nou nie. En dan sit hy vir hom mooi neer. Happiness. Talentvolle jong man. Vorentoe en hy trek die bal na die linkerkant op die huidige oomblik. Menlo Park 1 uit 5 van die skopkegel af. Definitief 'n plek waar hulle dalk bietjie aan kan gaan werk. Heel skone dag. Bal beskikbaar vir Arends. Pokpas wat die bal na die lyn toe. Mis aangee. Is goed reggemaak daar so deur die binnesenter. Rashaan Damans. Klein kindjie toe Arends om die draai kom Nel buite toe vir Bernardo. Die linkerveld, Pokpas, trap een man af. Nou soek hy aansluiting, kry sy kaptein Henry Nel. Hulle is 5 meter van die doellyn af. Arends, gaan deur 'n gapentjie. Hulle is daar. Pokpas, hard op die bal gehardloop is Meiners. Wat oor die lyn is. Die hakker Keenan Meiners, wat uiteindelik. As jy nie so baie foute maak, hier gaan ons weer. Die skram het daar baie goed gedoen. Hou die bal. Uitstekende Maklik. Meiners wat die gaping sien en die skop onsuksesvol. Deur Virgil, Pokpas. Telling nou 27 punte teenoor 5. Deur 'n gaping daar. Goed gedoen. Matthias Prinsloo. Kort aansluiting. Schaffner, Keun, Herbst, Samuels. Aan die buitekant is dit 'n Blyden Petersen wat afrond. Wat sê die skeieregter? Die rollende plaasvervangers. Wat vir hulle werk hier so in die gooi wat goed is hierdie keer en die rolma beweging wat weer eens vrugte afwerp. Kan hulle die cherry op die koek sit? Of die 3 oor die bal oor die doellyn kry. Hulle is daar. En hulle is oor. Hierdie keer lyk dit soos Pelsar, die hakker. Jy het letterlik 'n vrye dan, jy sal dit sien hierso. Hulle bly in die fight. En dan sal jy sien, dan kraak het. Daar gaan hulle. Kan hy die man wees wat die bal deur die paal jaag? Jep, hy kan. Ja, Stoemke wat seker maak van die doelskop. 2 punte wat bygevoeg word. Hy man wat later vandag gaan aangekondig word. Die speler van die dag opgetel deur Henry Nel sien 'n halwe gaping breek deur. Ja, Nel was goed vir Outeniqua. Hy probeer hard, jy kan sien. Ja, Pokpas klein omgee. Nou sit Bernardo in die diskant 22 Hayden Reuters. Hayden Reuters kry die bal nou buite toe vir Savage weer terug binne toe vir Bernardo. Hier's Bernardo nou. Kan hy afrond? Kry die aangeweg van 'n Merwe. Hy's daar. So naby. Ja, hy het hom. Van 'n Merwe is oor die lyn sê die skeieregter. Nee, as dit vorentoe verloor is dit 3. Ja, hy het 'n 3 gegee daar. Dis 'n 3 Willem van 'n Merwe. Buite senter van Outeniqua. Wat hulle tweede 3 vir die wedstryd druk. Daar Virgil Pokpas wat sommer vinnig skepskop deur die paal jaag. Sien hier so uitstekende werk. Hayden Reuters kry die aangee binne te vir Grant Savage wat sy aangee wegkry. Arends wat ek goed doen. En van die grond af gee Bernardo die bal vir nou Outeniqua wat die wedstryd vinniger maak. Meiners speel vir Arends, kort aangee vir sy kaptein Henry Nel wat raak gevat word.
Gaan hulle weer optel en dryf met die bene, weer Keenan Meiners. Een van die 3 drukkersfoute in die kwa wat daar die bal optel. En is Brans, hy is nog heeltyd honger gewees vanaf hy opgekom het. En hy rond pragtig af onder die pale, die loskopstit. Veel laaste dankie ook. Hy het meer energie vir sy span. En nou is dit die telling wat aanskuif. Wat op Pokpas, wat ook geen fout maak met die doelskoppie. En nou lyk die telling iets wat beter vir Outeniqua. As ons sien daarso, hy kom net daarso langs hy losgemaal uit. Dis Matthew Prins. Maar hy kan... Ja, jy moet 'n squad hê van 37, so die tweede spanne en die eerste spanne, die organisasie, jy moet dit reg kry. Dis die laaste beweging hierso. Bal opgetel deur Van Eden. Kyk hoe hulle op 'n hoë noot kan afeindig. Hier kom Prins weer. Prins is oor die lyn. Yes. Matthew Prins, sy tweede 3 vir die wedstryd. Wat oorwinnaars is in hierdie NMI Toyota Noordsuid wedstryd. Jou laaste indrukke van die kragmeting, Wayne? Ja, dit was amper 'n wedstryd van 2 helftes. Outeniqua die laaste 10 minute het hulle teruggekom om 'n bietjie meer in die game te wees. 24 punte aangeteken. Maar Menlo Park, hulle was volle waarde vir hulle oorwinning hier, 34 punte. Die hele eerste helfte was hulle heeltemal te dominant met hierdie man van Outeniqua.